Hallo en welkom hier by Fondsbuis. Ons is vandag hier by Panarse Extravaganza, hier in die vlaktes van die Weste. Ons is hier besig om bietjie met Husqvarna te praat oor hulle nuwe Ottomower. So ons gaan praat bietjie met JC. Kom ons luister bietjie. Hallo JC, hoe gaan dit? Albert, goed en al by jou? Ja, goed, dankie. So vertel my bietjie wat het ons hierso? So okay, ja, hier by Panarse Extravaganza. Hierdie jaar het ons besluit om die Ottomower op te sit. So dis heel nuutste weergawe van ons Ottomowers, die Epos 550. So basies wat dit beteken is, dis 'n Ottomower sonder boundary wires en hy werk met 'n satelliet vir syne. Okay, so jy sê satelliet. So waar presies plaas jy hierdie satelliet? Hoe werk die satelliet? Hoe kommunikeer hulle met mekaar? So die maklikste om dit vir jou te verduidelik is, die boere sal ek nou weet, makliker verstaan is RTK. So dit is syne wat met die satelliete werk en dan van die satelliet af terug na die mower toe. So selfde prinsip as wat hulle trekkers werk. So as jy die mower gekoop het, ons kom installeer hom vir jou by jou huis of die handelaar kom installeer hom en jy map jou grasperk uit. Fisies met jou foon loop jy al om die kante, die boundaries, die bome, die trampolien, die swembad, al die goed haal jy uit. Reference station word op jou dak gesit. So hy hoef nie in line of sight te wees met die masjien nie. So hy kan aan jou agterkant van jou dak wees solank hy 'n sein oop het na die satelliet toe en van die satelliet af na die reference station toe. Ons het dit 'n bietjie geondervind, as daar bome wat baie dig is op jou grasperk, dan werk dit nie so lekker nie, maar die sein kom nie deur nie. Om dit makliker te verduidelik is, as jou trekker in die stoor gaan start, nee, en jy wil die GPS aansit, gaan hy nie deur die sink gaan nie. So jy moet hom eers buite trek. So dis maar die prinsip van die ding. Dan die grootte, hy het 5 lemmetjies onder, waar die ander net altyd 3 gehad het. Ek kan vir jou so wys. Kom ons kyk bietjie. Daar kan jy sien, daar is sy lemmetjies. Ja, okay, kom ons kyk hom daar in. Ja. Daar is hy. Ja. Ja, ek sien so. So hy het ook die ultrasonic. Dit beteken hoe nader hy aan 'n boom kom of 'n ding wat op die grasperk lê, dan sleg hy af en dan stamp hy hom met liggies. Dit is nie volspoed in die objek wat op die gras lê nie. Die ander ding wat die so goed maak is, jy kan sy snypatrone kan jy stel. Die ander, hulle noem dit irregular, basies soos 'n creepy crawly. Hy gaan en hy loop en na 24 uur, 7 dae, sny hy daai hele area. Wat hierin lekker maak is, jy kan hom stel dat hy op en af loop, parallel. So basies soos 'n ou wat 'n stootgrasnier stoot. As jy hom op daai funksie het, kan die ding 10.000 vierkante meter kan hy cover in 7 dae 24 uur. Dis 'n hektaar. Dis iets anders. Jy praat heeltyd van instel. Beteken dit hierdie ding kom met 'n app op jou foon? Dis korrek. Wat jy hom so werk. Vertel my 'n bietjie meer van hoe werk hierdie app? Hoe lyk hierdie app? So jy download die Ottomower Connect op jou foon en dan volg jy die stappe. Jy gee 'n naam vir jou Ottomower. Jy kan klomp Ottomowers daar opsit. Ek het van die 15 mowers op my foon. So maar die boere of die kliënte bel jou later om te sê, hoor, waar loop daai lyn nou weer? Waar loop daai lyn? Dan kan ek gou ingaan en ek kan dit gaan sien. Jy kan die statistieke op jou foon kry, hoeveel ure hy op het, hoeveel kilos hy geloop het. Is daar nuwe sagte ware wat opgelaai moet word. So, dis tegnologie. Ons moet by jou die dae van stootgrasnier, even Raidon, is besig om my te faseer. Ja, die dae wat jy arbeiderrekord is ook nou maar verby. Ja. En nou die ou petrol enjinkies wat jy sommer die hand moes trek. Net so, ja. So, die kleintjie begin by 500 vierkante meter, dan die grootte soos ek hierin tot by 10.000. So pryse wissel van klein na groot, dit hang af van die area van jou grasperk. En ek raai of jy nou die kleintjie vat of die grootte vat, hy doen dieselfde tipe werk, hy sal dieselfde ding bied, hy kan net 'n kleiner radius vat. Ja. Kyk, ons het een Ottomower, die 310 Nera E, né? E beteken vir edges. So daar is nie een ander Ottomower op die mark nie soos daai nie. Dit is 'n kleiner een, hy doen 1000 vierkante meter. Maar wat hom uniek maak is, hy het 'n lemmetjie aan die voorkant ook. So waar jy met hierdie 10 cm se randjies nog gaan sny met 'n trimmertjie, ja, sny daai en die randjies ook. Wow, okay. So, maar ek dink ons moet 'n aparte video maak oor hom. Nee, definitief. Okay. 'n laaste vraagie wat ek het. So hierdie satelliet maak seker hy het seker 'n docking station waar hy nou gaan laai en goed soos dit waar hy gekonnekteer is. Dis reg. Sê nou maar die krag is af as gevolg van load shedding, dit is nou maar die land waar ons bly. Hoe lank kan hierdie ding funksioneer sonder dat hy by die docking station hoef uit te kom? Of wel 'n aktiewe charge hoef te hê? Ja, so sodra die krag afgaan, gaan die mower dadelik stop. Okay. Hy gaan nie verder sny nie. So dit is om te keer dat hy nou nie in die swembad inval of so iets nie. So sodra die krag ewe skielik afgaan,
dan stop hy onmiddellik. As die krag weer aankom of jou generator skop in, dan begin hy weer verder sny. Asai, dankie jou JC. Dankie Albert. Lekker. Het julle dit? Husqvarna se nuwe Automower. Soos ons heeltyd besef is ons gaan nou in 'n nuwe era in. Dinge is besig om te verander. En op die einde van die dag wil jy net jou eie lewe vir jou makliker maak. So as jy nou een van daai taakies wat jy op 'n naweek wil doen vervang met 'n rugbywedstryd of iets soos dit, gaan gerus na Husqvarna toe, kry vir jou Automower en ja, dit is Farm Space. Tot volgende keer.